that saved a wretch like me. Amen, liewe toehoorder. Ons is weer besig met die goeie nuus, die finale nuus wat gekom het in Jesus Christus. In Hebreërs 1 sê, in die ou tyd het God tot die vaders gespreek deur die profete, maar in hierdie laaste dae het hy tot ons gespreek deur sy seun. En dit is hierdie wonderlike boodskap wat ons notisie van moet neem, wat is die finale, volmaakte wil van God, wat hy kom bekendstel het aan ons. So in Kolossense 1 van Paulus wat sê, ek dink ek gaan so van vers 24 af lees. Hy sê, nou verbly ek my in die lyding van julle en vervul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir die liggaam wat die gemeente is, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul, die vervulling van die eindtye, die vervulling van die woord van God, om die finale woord van God aan die bekend te stel. 'n verborgenheid wat verborgen was vir eeue en geslagte, maar was nou bekend gemaak is, dat God in sy volheid in die mens kom woon het. Ons weet dat 1 Korintiërs 1 vers 16 sê, weet julle nie dat julle liggaam nou 'n tempel van God is, en dat God se gees in julle woon, en God se gees is heilig, en dit is julle. Kan jy dink dat die gees van God in jou kom woon het? Van die begin af, dit is die volheid wat God aan die mens geskenk het. Daar was die stadige, progressiewe uitstorting van die Heilige Gees, maar dit is die basis, dit het niks te doen met die volheid. Dit was net die bekendstelling van God se grootheid wat na die aarde gekom het, om in die mens te woon, en sy volheid wat hy aan die mens geskenk het, aan die mens bekend te stel, dat hy gekom het om die mens te heilig en te reinig, en vir hom 'n gemeente op te rig, wat heilig en volmaak is vir sy wederkoms. Dit is wat hy kom doen het. Dit is so pragtig om na die realiteite te kyk. Luister net na Kolossense 1 vers 12 weer. Hy sê dat ons die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Oorgebring het uit die mag van duisternis, die mag van onkunde, wat jare geheers het in die Ou Testament, vir duisende jare geheers het, waar die mens probeer het om by God uit te kom. En ewe skielik hier, kom hierdie groot God aarde toe en kom berei vir hom 'n tempel voor, 'n gemeente voor, waarvan Jesus Christus die hoof sal wees, en waar hy sy uiterste realiteit met die mens sal deel. Luister net daarna. Hy sê in vers 13 van Kolossense 1, hy sê, hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Hy het dit klaar gedoen, dis gedoen aan die kruis van Golgotha. En wie ons nou die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sonde. Deur dit wat hy aan die kruis gedoen het, is die mens vergewe vir tyd en ewigheid. En die mense deel is nou om tot die geloof te kom, om hierdie realiteit
vir homself toe te eien. Dit is so belangrik, mense, dat ons nie in dwaasheid sal bly nie, maar dat ons sal besef wat gebeur het aan die kruis van Golgotha, toe die koning van alle konings kom, om sy lewe te gee, sodat die mens vry kan wees. Luister net hoe stel hy dit in Efesiërs 1:13 weer. Ons het dit so baie keer aangehaal. Hy sê, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het. Jy het nie daarvan gehoor, jy het geen bydra nie, jy het geen toevoeging daaraan nie. Jy hoor net van die groot realiteit wat gekom het. En wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van belofte. Jy hoor net van hoe hierdie groot God vir jou kom sterf het, hoe hy jou sonde kom wegneem het, hoe hy jou 'n tempel van sy Heilige Gees gemaak het, hoe hy deur sy Heilige Gees in jou kom woon het, om jou te heilig en jou gereed te kry vir die realiteit van die einde. Luister hoe stel hy dit in Kolossense 1 vers 21 en 22. Hy sê ook, julle wat vroeër vervreemd was en vyhandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen, 'n afgehandelde werk, die wêreld versoen met hierdie groot God. 2 Korintiërs 5 vers 19 sê, en hy sal hulle sonde nooit weer aan hulle toereken nie. Met ander woorde, afgehandelde probleem. En die mens nou vrygespreek en gereed gemaak. Luister weer, ek begin weer van die 21ste vers van Kolossense 1. Hy sê ook, julle wat vervreemd was en vyhandig gesind in die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Kan jy dink dat 'n mens in so 'n lang periode in onkunde geleef het? In Efesiërs 4 vers 18 en 19 stel hy dit so. Hy sê, mense wat verduister is in die verstand en vervreemd van die lewe van God. Jy was heeltemal vervreemd, jy het nooit geweet van hierdie lewe wat vir jou gekom het aan die kruis van Golgotha nie. Jy was vervreemd deur die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle harte, wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het aan ongebondenheid, om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Jy kan nie dink dat soveel jare het verbygegaan, en die mens, daar was profeseë van dit wat sou gebeur, hoe dat Jesus sou kom, en hoe dat hy sou sterwe en jou sonde in die diepte van die see werp, Psalm 103, en daar nooit weer aan sal dink nie. Maar daardie dinge het nooit 'n impak op die mens gemaak nie. En luister nou, wat gaan hy verder sê in van vers 21 af, van Efesiërs 4. Hy sê, as julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid in die lewe. Daar is geen ander waarheid nie. As hy jou sonde weggeneem het, dan is dit vir tyd en vir ewigheid. As hy jou oorgeplaas het in die koninkryk van duisternis, na die koninkryk van lig, dan is dit vir tyd en ewigheid. Dit is wat hy bereik het, en dit wat jy moet aanvaar om dit te ervaar. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref, daai onkunde wat jy in daai skeiding van die lewe van God, die moet jy nou aflê. Nou die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding,
ten gronde gegaan het. Jy moet dit nou aflê en dat jy vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Jy moet nou 'n nuwe denke vir jouself aanvaar. Nuwe kennis, dit wat in die kruis gebeur het. Dit wat God bereik het aan die kruis. Nie net 'n enkele sterwe en opstaan nie. Nee. Hy het gekom om jou 'n nuwe mens te skenk. Luister na die 24ste vers. En julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Hy skenk jou sy geregtigheid, sy heiligheid. Dis 'n afgehandelde werk wat hierdie groot God vir die mens kom doen het. Maar die mens moet wakker word. Die mens moet begin inkyk en sien wat met hom gebeur het aan die kruis. Want Christus het nie vir homself gesterf nie. Hy het gesterf vir die sonde van die wêreld. 1 Johannes 2 vers 2 sê hy het nie net vir ons sonde gesterf nie, maar vir die sonde van die wêreld. Daarom sê 2 Korintiërs 5, mag jy niemand meer na die vlees sien nie. Jy moet elkeen nou sien in die volmaaktheid waarin God hom geplaas het. En dit is jou bediening, die bediening van versoening. Die 2 Korintiërs 5 vers 18 sê, dit is deur God dat julle in Christus Jesus is, wat julle die bediening van versoening nou geskenk het. Geen ander bediening nie. En dat jy die mens moet terugbring na die realiteit van dit wat God vir hom voorberei het aan die kruis. 'n ewige lewe, 'n lewe heilig en afgesonder vir God. Nie meer jou eie pogings nie. Nee. 1 Korintiërs 1 vers 30. Dit is deur God dat julle in Christus was aan die kruis. Net deur God, nie deur iemand anders nie. Hy het dit gedoen. En Jesus Christus het nou vir ons geword. Ons heiligheid, ons geregtigheid, ons verlossing van sonde en 'n nuwe wysheid wat die wêreld nie kan verstaan nie. Nou ons moet nie deel bly van die wêreld nie. Ons moet nou deel word van sy gemeente, nie jou gemeente nie. Nie jy gaan dit doen en jy gaan sonde preek en jy gaan rondspring en 'n geraas opskop in steede van om mense tot die heiligheid en geregtigheid van God te bring, die geskenk van God aan die mens, dat hy elke mens kom gereed maak het. Maar jy kan dit net aanvaar deur geloof. Daar is geen ander manier. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Jy kan net God behaag deur dit te aanvaar wat hy vir jou geskenk het. En dat jy in daardie heerlikheid moet begin wandel, in die volheid van sy genade, om te weet dat dit is nie meer jou doen en late, wat enige verskil aan die einde gaan maak nie. Dit is wat God gedoen het. Of jy aanvaar dit, of jy verwerp dit. Of jy aanvaar die kruis, of jy verwerp die kruis. Of jy aanvaar die genade wat gekom het. Genade op genade wat vir jou gekom het. Of jy verwerp dit, en jy probeer jou eie geregtigheid bewerk. Wat Jesaja 64 tot vers 6 sê, is soos vodde in die oë van die Here. Is soos 'n wegwerpende kleed. Jou geregtigheid het geen waarde vir God nie, maar alleen dit wat hy vir jou geskenk het. Ware geregtigheid, ware heiligheid. Habakuk 2 vers 4, Romeine 1 vers 17, Galasiërs 3 vers 11, Hebreërs 10 vers 38. 4 skrifte wat ek nou sommer agter mekaar vir u noem. Wat sê die regverdige sal nou
in die Nuwe Testament, net deur die geloof lewe, nie deur jou eie pogings nie, alleen deur geloof, deur dit wat God vir jou kom doen het. Hy het jou kom gereed maak. Kan jy dink, as jy enige iets probeer bydra of wegneem aan jou heilige lewe, dit wat hy vir jou gedoen het aan die kruis, dan verydel jy die kruis van Golgotha. Romeine 1 vers 17. Jy kan daarna kyk, jy moet glo dit wat vir jou gekom het aan die kruis. Dis 'n volmaakte, dis 'n lewe wat vir jou gekom het, en dit wat God aan jou kom skenk het, en vir jou gereed gemaak het, om sy bediening te aanvaar. Luister net weer na Kolossense 1 vers 25. Hy sê, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die bediening van God. Dit wat God aan die kruis kom doen het, was sy bediening, wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul, naamlik die verborgenheid wat van eeue en geslagte af verborgen was, maar nou geopenbaar. Dis nie meer 'n geheim wat God gedoen het vir die mens nie. Dis nie meer 'n geheim, die bekwaamheid wat hy aan die mens kom skenk het nie. Die volmaaktheid wat hy aan die mens kom skenk het. Dis nie meer 'n geheim nie. Dis 'n werklikheid. En jou deel is om te aanvaar, dit te glo en jou eie te maak, en net deur die geloof te lewe. Net te glo wat God vir jou aan die kruis gedoen het. En daardie realiteite, sy geregtigheid, sy heiligheid, sy verlossing, sy wysheid, 100% te aanvaar, om te sê, dit is nou my eiendomsreg. Ek sal nie môre geregtig wees nie. Ek is nou omdat ek glo. Sal nie oormôre heilig wees nie. Ek is nou heilig omdat God sy heiligheid aan my geskenk het. Dis 'n afgehandelde werk en jy moet dit nou aanvaar. En alleen die waarheid, dit wat in Jesus Christus aan die kruis gekom het, kan jou vrymaak. Sonde, ongeregtigheid, whatever daar in jou lewe is, val af so slegte vrugte as jy hierdie realiteite van God se geskenke vir jou aanvaar en hom begin dank en hom begin eer en in lofprysing aangaan. Dit is so belangrik, mense, dat 'n mens in hierdie lofprysing van die groot God bely. Hy wat vir jou alles gegee het, wat tot die lewe en godsaligheid lei, wat jou geseën het met alle seëninge, Efesiërs 1 vers 3, in die hemel in Christus. Daar is nie nog 'n seën wat hy jou kan gee nie. 1 Johannes 2 vers 20 sê, en julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Kan jy dink dat sy wysheid in jou is? Dat sy salwing nou in jou hart is? Jy soek nie na 'n salwing nie. Daar is nie nog 'n salwing nie. Hy het sy salwing. Dit wat hy kom doen het hy in die kruis in jou hart uitgestort. En julle het nou die salwing, 1 Johannes 2 vers 20, van die Heilige, en weet alles. Die 27ste vers sê dieselfde, dat jy het die salwing van die Heilige. Dit is sy salwing wat op jou is. Dit is sy heerlikheid wat in jou is. En jy moet nou daarvan volgens leef. Die regverdige sal nou deur die geloof lewe. Aanvaar dit wat God vir jou gedoen het. Aanvaar die heerlikheid wat vir jou gekom het. Aanvaar die verryking wat vir jou gekom het. En moenie terugdeins vir een oomblik nie. Bly in daardie heerlikheid. Bly in die heerlikheid van dit wat God vir jou kom doen het. Dit is so wonderlik as 'n mens hierdie heerlikhede aanvaar en absoluut die kruis sien
as jou grootste eiendomsreg, dit wat God aan jou kom skenk het, om jou te verryk in alle opsigte. Luister net weer hoe skryf hy dit in 1 Korintiërs 1 van vers 5 af. Hy sê dat julle in alle opsigte in Jesus Christus ryk gemaak is, in elke woord en elke kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, oor en oor die getuienis van Jesus Christus, hoe hy die kruis gedra het namens jou, hoe hy jou ou lewe geneem het, en daardie ou lewe vir tyd en ewigheid verwyder het, en vir jou 'n nuwe lewe geskenk het aan die kruis. Dit is so groot, sodat julle in geen genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van die volheid van hierdie Jesus Christus, wat vir jou en namens jou gekom het. So 'n groot rykdom, mense, wat na elke mens gekom het, en jy kan nou in daardie rykdom staan, jy kan jou verlustig, jy kan jou verbly in dit wat hy vir jou kom doen het, en nie meer poog om iets uit jouself te doen nie. Dit was ou tipe godsdienst, wat deur die wet oorgespoel is in die Nuwe Testament. Maar die Nuwe Testament is dit wat God vir jou kom doen het aan die kruis van Golgotha. Prys sy wonderlike naam, prys die Here vir die woord wat ons nog by ons het. Ons weet dat Amos 8 vers 11 sê, daar sal tye kom wat daar 'n honger sal wees, maar nie na brood nie, na die woord van die Here, om weer hierdie woord te hoor, maar dit sal nie daar wees nie, want mense is besig om weg te beweeg van die realiteit van die groot belofte van die kruis, en dit wat God aan die kruis vir ons kom vermag het. Prys sy wonderlike naam vir hierdie groot realiteit. Amen.